Ek gaan vir ons vandag 'n gedeelte lees. En die hele gedeelte gaan eintlik oor Nehemia 3, maar om saam te vat, gaan ek 'n kort gedeelte uit Nehemia 2 lees. Jy sal onthou laas toe ons begin het, 'n paar weke gelede, met Nehemia, was hy 'n baie gelukkige man daar waar hy gebly het. Hy het nie naby Jerusalem gebly nie, ongeveer 1000 myl in die vestingstad Susan. En Susan was die hoofstad van die Persiese Ryk. En Nehemia was in diens van die Persiese koning. Hy het 'n baie belangrike posisie beklee. Hy was die skinker van die koning. Die skinker van 'n koning was gewoonlik ook die hoof van die sekuriteit. Want jy moes sorg dat niemand gif in die koning se wyn gooi. Daarom is Nehemia die dag by die koning kom en hy het 'n lang gesig. Stel hy sy eie lewe in gevaar, want as jy die hoof van die sekuriteit is, het jy nie 'n lang gesig nie. Want net nou is jy ongelukkig en gooi jy self die gif in die wyn. Maar as Nehemia met 'n lang gesig voor die koning kom, dan het hy iets wat hard op sy hart, kwaai op sy hart druk. Dit gaan sleg met sy mense in Jerusalem. Dit gaan sleg met sy eie mense. Al is hulle nie naby hom nie, dit gaan werklik sleg en hy wil graag iets doen. En daarom vra hy die koning om hom te stuur. Om hom af te gee, om hom eintlik opdrag te gee om Jerusalem toe te gaan en te help om die mure op te bou. Baie moeilike ding om te vra, want hierdie koning, die koning van Persië, was die koning wat 'n rukkie terug gesê het, geen mure word opgebou nie. En daarom is Nehemia toestemming vra, dan noem hy nie die stad se naam nie. Uiteindelik laat die koning hom gaan en reis Nehemia hierdie 1000 myl ver en kom uiteindelik in Jerusalem aan en as hy so geskok oor wat hy daar sien, dit vat hom eintlik 3 dae om oor die skok te kom. En die nag van die derde dag se nag, kry hy uiteindelik moed bymekaar, vat 'n lantern en loop om die stad. En nou lees ons Nehemia 2 vers 16. Die amptdraers het nie geweet waarheen ek was en wat ek gedoen het nie. Tot dusver het ek niks laat blyk teenoor die Judeërs, die priesters, die vooraanstaande burgers, die amptdraers of die ander wat die werk moes doen nie. Maar ek sê toe vir hulle, julle sien self die benarde situasie waarin ons sit. Jerusalem lê in puin en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou, en hulle het die goeie werk aangepak. Maar toe Sanballat die Goroniet, Tobia die Ammonitiese amptenaar en Gesem die Arabier hoor wat ons doen, het hulle ons uitgelag en smalend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in dit wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog 'n aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese band met hom nie. Ek lees vanoggend net op hier.